Môre, dis donderdag 29 Mei en ek wil vandag net vir jou sê, vandag is hemelvaart en dis iets kragtig. Dis nie net 'n mooi storie dat Jesus in die wolke opgevaar het nie, dis 'n koninklike verklaring. Jesus het nie weggegaan nie, hy is verhoog. In Handelinge 1 vers 9 staan daar, en toe hy dit gesê het, is hy voor hulle oë opgeneem en 'n wolk het hom weggeneem uit hulle gesig. Maar hoor gou, dis nie 'n verdwyning nie, dis 'n verheerliking. Dis Jesus wat soos in Daniël 7 met die wolke na die Vader toe kom en hy ontvang heerskappy, eer en koningskap. Hy was nog altyd koning, maar nou is dit openlik bevestig. En hy sit aan die regterhand van die Vader, waar hy nou intree vir jou. Die Griekse woord wat in Handelinge gebruik word is analambano. Dit beteken om opgeneem te word met 'n doel om te heers. Dis nie Jesus wat vlug nie. Dis Jesus wat regeer. Maar kyk nou mooi, hy het gesê, ek gaan, maar ek stuur die Trooster. Hy stuur die Heilige Gees. En jy is nou nie net 'n kykertjie na die hemel nie, jy's 'n gestuurde. In Efesiërs 1 vers 20 tot 22 lees ons, hy het hom laat sit aan die regterhand in die hemele en alles onder sy voete gestel. Dis nie afstand nie, dis aktivering. Dis nie afwesigheid nie, dis bemagtiging. Jy is nou die liggaam van Christus op aarde. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is nie weg nie. U is verhewe. U heers en U leef en U roep my. Ek wil nie net kyk na die wolke nie. Ek wil uitstap in U naam. Laat my lewe wys dat U koning is. Laat my getuig soos iemand wat gestuur is. Ek sê vandag, hier is ek, Here. Stuur my in Jesus naam. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Nie omdat jy perfek is nie, maar omdat jy leef, want ons koning leef. Ek hoop jy het 'n geseënde hemelvaart.